As jy nou nog 'n siviele terreinplan-vraag gaan vat, gaan jy sien dat baie van hierdie vrae in jou terreinplan herhaal word. Ek gaan sommer gou daarso net so vinnig gou vir jou wys hierso. Dit is 2015 se vraag en jy kan dadelik sien hierso is weer ons 334 punte. So hulle sê hierso wat moet jy hierso teken in die spasie. Daai antwoord 20 moes jy die voorhandsig en die bohandsig vir die grafiese simbool vir 'n bad teken. So daar's weer jou 4 punte hierdie keer vir die simbool. Vraag 19 sien daar's oppervlakte van die bestaande huis en die nuwe motorhuis in vierkante meter. So daarso is ons nuwe motorhuis en dan hier is die bestaande huis. Okay, so weer eens maal sommetjie daarso en dan in die spasie hieronder bepaal die omtrek van die bestaande huis in meter. So wat lekker is, hulle gee nogal vir jou die bestaande huis en daar moet jy dan die omtrek, dis 'n plussom, al daai sye bymekaar gaan tel. So met ander woorde, as jy net 'n bietjie gaan leer en 'n paar van hierdie oefeninge gaan doen, gaan jy sien dat baie van hierdie vrae is basies dieselfde. Weereens sien ek daar IK het weer daar ingekom. Ergens hierso is seker van watter kleur. Okay, so weereens 'n kleur wat hulle vir jou daarso vra. Hulle vra maar vir jou 'n paar vrae of kenmerke daarso. Op watter datum is die terreinplan gedruk? Weereens is baie van die vrae word herhaal. So meer jy van hierdie vrae net bietjie gaan deurlees en oefen, gaan jy great doen in hierdie vraag wat 30 punte tel. En soos ek sê, as jy hierdie siviele vraag vat en jy sit hom saam met vraag 4, dan het jy op die ouende meer as 100 punte al op jou vraestel uit 200 gekry. Reg, ek hoop dat jy gaan bietjie beter voorberei vir vraag 1 vir die eksamen en minder vrae ooplos en dat jy veral fokus op die 2 wiskunde vrae en die simbool. Dit is ietsie wat die moeite werd is om op te fokus en te gaan leer, want jy weet dit gaan in jou vraestel verskyn. Right, sterkte met vraestel 1 en in die volgende video kyk ons bietjie, ek gaan vraag 2 eers 'n bietjie ooplos en dan kyk ons na vraag 3, die 2-punt perspektief.